stilte in die hof. Amen. Hier is groet in die wonderlijke naam van ons Heer Jesus Christus. Dis weer eens 'n voorreg om hier te kan staan voor Julle, wat Julle met die geleentheid gegee het, om saam met Julle God se woord te kan kom deel. Kan ons net staan asseblief en wil ek die skrif lees vandag wat hy klag, liedere uitkom, Halleluja, hoofstuk 3, vanaf vers 22 af. Amen. Dit is goedertierenheid van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hulle is elke môre nie, U trou is groot, en het weer lees, Halleluja. Dit is die goedertierenheid van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot, Halleluja. Wil ek dit in Engels ook lees vir Julle, Halleluja. Lamentations 3 verse 25 to 22. Amen. Ek het baie verse vandag met Julle te deel. Lamentations 3, chapter 3, verse 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Amen. Kom ons sluit ons voor. Ons almagtigste Hemelse Vader, Here, ons kom weer eens vandag voor U, Here. Here, U sê daar wat 3 of 2 by mekaar kom, Here, in U naam, Here, U is daar, Here. En ons weet, Here, dat U woord ook verklaar dat U die lig is, my Vader. En Here, daar wat U is, daar waar die lig is, my Vader, Here, dit oorheers die duisternis, my Vader. En Here, ons kom vra, Here, U woord sê, U is die weg en U is die waarheid, my Vader. En U maak bande los, my Vader, U breek kettinge, my Vader. En Here, ek vra vanmôre, Here, dat U my die instrument sal maak, my Vader, U werkstuk sal maak, my Vader, om lewe te spreek in U kinders vandag, my Vader, die wat vasgevang is, die wat verdompel is, my Vader, Here, wat gedruk is, my Vader, wat oorheers is met storms, my Vader. Here, ek vra, Here, dat U hulle sal losmaak met U woord vandag, my Vader, in die naam van die Here Jesus Christus, Here. U sê, die wat 'n oor het, laat hulle hoor, my Vader, maar U sê ook selfs in U woord, my Vader, hoe sal hulle glo as daar nie 'n prediker uitgaan, my Vader, Here, van U woord, my Vader, U geloof, my Vader, kom deur die geboorte van die woord, my Vader, en dit is geloof, my Vader, en Here, dat ons genade vind, my Vader, deur U geloof, my Vader, en ons sê baie dankie vir U woord vandag, my Vader, in Jesus naam, amen. Halleluja, U kan julle sitplekke neem, halleluja. Die Bybel sê vir ons in klagliedere, halleluja. Die Bybel sê vir ons dat God se goedertierenheid, halleluja, dit is die goedertierenheid van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie, halleluja. Amen. Dit is die goedertierenheid van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie. It is the mercy of the Lord that we are not consumed. Hallelujah.
Baie keer sê ons, dit is die genade, halleluja. Maar hier weer klagliedere vir ons vandag, dit is die goedertierenheid, halleluja. En ek wil vandag met julle praat oor dat Jesus die storm stil maak, halleluja. Jesus maak die storm stil, halleluja. As jy die hoofstuk gaan lees van klagliedere, halleluja, sal jy sien dat Jesus praat met Israel, halleluja, dat hulle sê, Here, dankie dat U ons nie kon sien met nie, halleluja, maar dat U mercies nie elke oggend is. Sy barmhartigheid, sy goedertierenheid is elke oggend nie vir ons, halleluja. Dat ons nie omgekom het so ver nie, halleluja. En dan sê ons, dit is deur die genade dat hy ons gered het, halleluja. Maar dit is God se goedertierenheid, halleluja, dat hy ons so lief het, halleluja, dat ons nog nie omgekom het nie, halleluja. Dat die duiwel ons nog nie uit God se hande kon uitruk nie, halleluja. Dat Jesus ons nog ons lewe spaar om onsself reg te maak, halleluja. Lukas 8 vanaf vers 24, amen. Kom met julle daai hoofstuk deel, dit deel met julle gaan, soos nog reg is. Jesus maak die storm stil. Verstoor my net so 'n bietjie in die woord, as ek die ding mekaar, halleluja. Dit is Lukas, ne? 8, as dit reg is. Is die Here nog bly om die huis van die Here te wees? Julle lyk so kwaad vanmôre, halleluja. Smaai 'n bietjie so vir die Here, halleluja. Want dit is sy goedertierenheid, halleluja. His mercy, halleluja. Ja, Lukas 8 vanaf vers 22, halleluja. En op een van daardie dae het hy en sy disippels in 'n skip gegaan. En hy het vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die oorkant van die see, en hulle het weggevaar. En terwyl hulle seil, raak hy aan die slaap. Toe kom daar 'n stormwind op die see af, en die skip het begin vol word. En hulle was in gevaar. En hulle het na hom gegaan en hom wakker gemaak en gesê, Meester, Meester, ons vergaan. Hy staan toe op en bestraf die wind en die watergolwe, en hulle het bedaar, en daar het 'n stilte gekom. En hy sê vir hulle, waar is julle geloof? Maar hulle was bang en verwonder, en het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat hy selfs die winde en die water gebied, en hulle hom gehoorsaam is. Hy sê vir hulle, waar is julle geloof? As ons lees vanaf vers 22, sê die woord van God, en hy sê, en op een van daardie dae het hy, en sy disippels in 'n skip gegaan, en hy het vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die oorkant van die see, en hulle het weggevaar. Jesus gee die opdrag, en hy sê, en hy het vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die oorkant van die see. Jesus gee die opdrag, en Jesus sê, laat ons oorvaar na die oorkant. Gee Jesus nie vir ons elke dag 'n opdrag nie, geliefdes van Here.
gee Jesus ons nie 'n opdrag hoe om die wedloop te loop nie. Die Bybel sê dat ons almal hardloop op die reis, halleluja, maar daar's net een wenner. Maar in Korintiërs sê die Bybel vir ons dat ons moet net konstant hou op hierdie pad. Filippense sê dat ons moet die dinge wat ons moet agterlos en vorentoe kyk om die prys te kry, halleluja, om die prys te wen, halleluja. Ons moet voor ons kyk, halleluja. So Jesus gee ons 'n opdrag op hierdie wêreld om die pad te loop. Is dit nie so geliefdes? Jesus gee ons 'n opdrag om elke dag op te staan. Jesus gee ons ook 'n opdrag om mekaar te vergewe. Jesus gee ons 'n opdrag om mekaar lief te hê. Halleluja. Jesus gee ons 'n opdrag om nederig te wees. Is dit nie so nie? Jesus gee ons 'n opdrag om nie jaloers te wees op mekaar nie. Is dit nie so nie, geliefdes? Is dit nie so? En Jesus sê vir sy disippels, en hy sê vir hulle, laat ons oorvaar na die ander kant toe, halleluja. So Jesus gee vir ons 'n opdrag in hierdie lewe, sodat ons, ek weet nie, glo julle ook in die hemel en die hel. Glo julle in die hemel en die hel. Glo julle in sonde. Julle is so stil. Glo julle in sonde. So daar is 'n ja en daar is 'n hemel, is dit nie so nie. So om vind uit, as ons hier ontslaap, halleluja, om in ewige lewe te kom, halleluja, moet ons by die beloftes van by die gebooie hou van die Here. Is dit nie so nie? Glo julle in dit vanmôre, halleluja. Glo julle dat as ons dit behou, as ons God se wette behou, as ons God se gebooie behou, halleluja, dan gaan ons dit maak as Jesus op die wolke kom en sy kinders te kom haal. Dan kom haal hy die wat syne is, halleluja. Hy sê nie kom haal almal. Is dit nie so? Hy sê hy kom haal die wat syne is, halleluja. Die Bybel sê ook dat, maar die Bybel sê dat wanneer hy kom, elke tong sal bely en elke knie sal buig. So as jy nou glo, maar daardie dag as Jesus kom, as die besyne gaan blaas, gaan jy buig. Dit maak nie saak of jy 'n moslim is nie, dit maak nie saak of wie jy dien nie, maar hy sê elke tong sal bely en sê waarlik, dit is die seun van God, halleluja. En elke tong sal daai dag bely, halleluja, dat dit is God, halleluja. Maar die vraag is, gaan u dit maak, halleluja? Van die almal gaan dit maak. Die Bybel sê daar is 2 weë, halleluja. Hy sê die ene is die smal weg, halleluja, en die ander ene is die breë weg. Maar die Bybel sê dat die breë weg, baie is al reeds in die pad van die breë weg, halleluja. Baie van ons loop aan op daai pad. Maar die Bybel sê min het die nou poort om in te gaan gevind. Halleluja. Is dit nie so? Maar God gee sy disippels se opdrag en sê vir hulle, ons gaan na die oorkant. Halleluja. Maar as ons verder lees, sê die Bybel ook vir ons, God se woord ook vir ons, Jesus sê vir hulle, waar is julle geloof? Nou die Bybel sê vir ons, in Romeine 10 vers 17 sê die Bybel vir ons dat geloof kom deur die gehoor van God se woord. So ons bou ons geloof deur die woord van God wat ons hoor en wat ons lees, halleluja. Want dit is ons daaglikse voedsel om ons weer sterk te maak, halleluja. Is dit nie so?
Maar Jesus vra vir sy disippels, waar is julle geloof? En baie keer bevind ons ook selfs in 'n storm in, halleluja. Maar ons lees ons Bybel elke dag, halleluja. Ons buig ons knieë en ons bid elke dag. Maar wanneer daar 'n storm voor ons kom of oor ons kom, halleluja, dan vra Jesus, waar is jou geloof? Net 'n voorbeeld, halleluja. My vrou gee 'n devotion by die skool, hulle kry leerde, halleluja, en sy praat oor vergifnis. Halleluja. Dat ons met mekaar vergewe, halleluja. Maar net so kort, en die principle sê maar, ek sal hulle nie vergewe, ne? Seker. Ek sal hulle remind wat hulle gedoen aan my. Maar God se woord sê dat ons mekaar vergewe. Hy sê stryk uit na gaan voorneem, halleluja. En daar is die dinge wat agter is, halleluja. Nou hoe remind jy iemand kan vra vergifnis, maar dan remind jy hom weer wat hy aan jou gedoen het. Dan maak jy weer die wond oop, halleluja. Maar nou vra ek myself dat en ons dan nie ons Vader geleer dat die Bybel sê dat ons vergewe, Here, as God nie vir my vergewe, moet ek my naaste eerste vergewe, sodat hy vir my vergewe. Is dit nie so? Is dit nie so nie gewees? Nou, hoe gaan ek dit maak in die hemel, as ek nog steeds dit gaan hou? Hoor wat sê Jesaja 59, halleluja. Jesaja 59 vanaf vers 1 af. Dis 'n welbekende vers wat onder die gelowiges gespreek word, halleluja. Maar ons gebruik net hierdie, ek dink is dit vers 1. Die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. En ons stop net daar. Ons sit dit op ons koffiebekers en ons stop net daar. En dit is waar, halleluja, vir ons gaan kyk van bekers in die Bybel, het hy vir hulp geroep, en God het sy hand uitgesteek, en vir Petrus uit die see uit gered, halleluja. As ons lees, halleluja, wat gebeur het in die storm, halleluja, en Jesus geslaap, halleluja. Maar sy disippels het gekom en gesê, Here, gee U nie om dat ons vergaan. Maar Jesus red hulle nog steeds. Is dit nie so? So, die skrif, God se woord is waarheid, halleluja. Die Bybel sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help, en dis die waarheid, halleluja. En sy oor is nie te swaar om te hoor, dit is die waarheid. God se woord is die waarheid. Halleluja, maar hy lees verder, en ons lees dit nie verder, hy sê, maar julle oor ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verwerk, sodat hy nie hoor nie. Dit is nie ek wat het sê, dit is God se woord. Maar as ons onvergewensgesindheid het, sê vir my, want dit is ongeregtigheid, is dit nie so nie. Het 'n skeidsmuur geword tussen ek en God. Is dit nie so? Maar wat vir my uitstaan is, dit maak nie saak hoeveel sonde jy is. Dit wys ons net hoe lief het God ons gehad, halleluja. Dat hy sy eie enigste gebore seun gestuur het vir ons sondes, halleluja. Maar hy sê dat sy goedertierenheid, halleluja,
het ons nog nie omgebring nie. Halleluja. His mercy is new every morning. Dit maak nie saak hoe diep jy in die moddersleie is nie. Halleluja. God se hand is nog steeds nie te kort om jou te red. Maar nou lees die Bybel vir ons van sy genade, halleluja. Hoor wat sê God se woord van sy genade, halleluja. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, halleluja. Die disippels was nie gered uit hulle self nie, maar dit wat hulle geglo het, halleluja, dat hy is in staat, halleluja, om ons te red, halleluja, van hy het ons 'n opdrag gegee om na die oorkant toe te gaan, na die ander land toe, halleluja, want dit is God wat so gesê het, halleluja. En wanneer ons onsself ook vind, halleluja, in 'n storm, halleluja, is God, is daar niks onmoontlik om ons ook uit te red nie, halleluja. Maar die Bybel sê wat? Want uit genade is julle gered deur die geloof. Romeine 3 vers 24 sê, en julle word deur sy genade sonder verdien geregverdig deur die verlossing van wat in Jesus Christus is. Daarom is dit uit die geloof, Romeine 4 vers 6, daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag. Nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is. 2 Korintiërs 12 vanaf vers 9 sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie keer wanneer ons, die Bybel sê dat genade kom deur die geloof, halleluja. As ons dit mooi verstaan, halleluja. Want die Bybel sê vir ons, want uit genade is julle gered. Want uit genade is julle gered. Maar hoor wat sê, deur die geloof. So dit wat ons hoor, red ons, halleluja. Dit wat die disippels al gesien het wat Jesus gedoen het, halleluja, en wat hulle al gehoor het, van hulle saam met hom, halleluja, roep hulle uit na Jesus. Van die Bybel sê dat dit gaan slaap, halleluja. Maar die Bybel sê vir ons in Psalm 121 vers 4 sê die Bybel dat die God van Israel slaap of hy slim. En die disippels, halleluja, het al Psalm al gelees, halleluja, en hulle weet dat hulle God slaper of slimmer nie, halleluja. Dus hy kom van hulle Jesus water maak en sê, Jesus gee u nie om dat ons vergaan. Maar baie keer as ons in 'n storm inkom, halleluja, vergeet ons van die belofte van Jesus, halleluja. Het ons nie ons geloof by ons om te sê, Here, gee u nie om. Maar Jesus sê vir hulle, julle klein gelowiges, halleluja. Julle ongelowiges, halleluja. Waar is julle geloof, halleluja? Van die Bybel sê, as jou geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie is, halleluja, kan jy vir die berg sê, vat jouself en gooi jouself in die see, halleluja. En baie keer kom ons in 'n situasie in lewe, halleluja. Baie keer is daar druk in ons lewe, halleluja. Maar ons geloof slaap in ons self en ons vergeet van Jesus Christus, halleluja. Want die Bybel sê dat hy is die weg en hy is die waarheid, halleluja. God maak die weg vir ons wanneer ons in duisternis skop, halleluja. Want God se woord is die lig, halleluja. By God is daar geen ding onmoontlik nie, halleluja. Maar die Bybel sê dat ons ongeregtigheid het 'n skeidsmuur gebou tussen
ons en God, halleluja, van ons ongehoorsaam. En baie keer vra ons, hoekom is daar nie 'n deurbraak nie? Baie keer vra ons, hoekom is daar nie 'n genesing nie? Maar jy vergeet, jy praat eens met jou broer of jou suster vir 10 jaar. Jy het nog nie jou broer of jou suster vergewe wat hulle aan jou gedoen het. Van ons broers het al vergifnis gevra, maar ons hou nog vas aan die pyn, halleluja. Ons hou nog vas, halleluja. God sê, bring die las na my toe, halleluja. Vat myne vir my is ligter, halleluja. En ons doom het altyd so mooi voorbeeld gemaak, hy sê, nou was 'n outie wat op die pad van Pretoria, halleluja, gehyk, halleluja, met 'n rugsak op hom rug, halleluja, vol al sy klere en sy goede wat hy met beweeg, halleluja, sakke swaar, halleluja, en hy staan by 'n hikepoint en hy hyk, halleluja, hy vra vir 'n lig, halleluja, en daar staan toe 'n bakkie en die oukie gee hom toe lig, halleluja, en die man met die rugsak, halleluja, vat die lig, maar sy sak is nog steeds op sy rug, halleluja. Die las wat hy dra is nog steeds op sy rug. Is nog steeds op hom, halleluja. Baie keer vra ons vir die Here help, halleluja, op die pad, halleluja. Maar ons hou nog steeds die pyn en die seer op onsself, halleluja. Die Bybel sê vir ons dat Jesus sê, cast your burdens unto me, because I care for you. Ek gee om vir jou. Gooi jy worries op my, halleluja. Maar die ou in die bakkie, die drywer sê vir hom, broer, jy het gevra, haal jou sak af, rus 'n bietjie, sit jou sak neer op die bakkie, halleluja, op die bak, halleluja. Baie keer wil ons die reis ingaan, halleluja, en ons vra vir die Here vir genesing, halleluja. Maar ons hou nog steeds vas. Ons hou nog steeds vas aan die dinge wat nog agter is, halleluja. Jou broer het jou al seker al vergewe, maar jy hou nog vas, halleluja. Jou ma het jou al vergewe, maar jy hou nog steeds vas, halleluja. En baie keer maak mense onseer, maar ons moet vergewe en laat gaan. Ons moet laat staan, halleluja. Ons moet dit vir die Here gee. Ons moet na die Here toe kom en sê, Here, daar is 'n storm in my lewe, halleluja. Daar is 'n groot storm in my lewe, Here. En dit hou my terug om vorentoe te beweeg, halleluja. Maar die God wat ons dien, slymer of slaap nie. Want ek is tot in alles in staat deur Christus wat my die krag gee, halleluja. As ons die krag van Jesus afkom, is ons tot in alles in staat. Die Bybel sê vir ons, en die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Hy sê, en die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof. Sy genade. So as daar geloof is, staan die genade uit, halleluja. Dan kan ons altyd vir die Here sê, baie dankie vir die genade, because ons het geloof, halleluja. Maar waar kry ons ons geloof vandaan? Deur die woord van God. Want die Here sê, die wat bemoeid en belast is, kom na my toe, halleluja. Ek sal vir julle rus gee. Is dit nie so? Maar wanneer ons bemoeid en belast is, halleluja, hardloop ons eers na ons vriende toe, halleluja. En ons dra eers die storie vir ons vriende oor, halleluja. Ons gee ons probleem eers vir die vriende, in plaas van, gaan in jou binnekamer en gooi alles op die Here en sê, Here, U is die weg en U is die waarheid, Here. U is 'n God wat nie slymer of slaap nie, Here. U is die bewaarder van Israel, Here. Ek kom na U toe vandag, Here. Want U is die ene wat my die moddersleie sal uitjaag. U is die ene wat in die donkerte lig bring vir my. Want ek kan nie sien waar jy beweeg nie. Dit voel ek gaan dit nie maak nie. Maar ek kom na U, want U het gesê dat ek met alles
na u toe bring. Van u, die Engels sê, his yoke is lighter, hallelujah. But we must bring our burdens to him, hallelujah. Because he is the one that cares for us, hallelujah. That's why, dis hoekom hy sê, through all, gooi alles op hom, casting all your cares on him, because he cares for you. Casting, as jy die vis vang, jy loop een vis vang, hallelujah. As jy die vis vang, jy cast, jy gooi die veer in, so dat jy kan een byt kry, hallelujah, van die vis af, hallelujah. En dis wat God van ons verwag. Hy sê alles. Hy het nie gesê net daai of net daai, hy sê alles. Van God wil vir jou die storm stil maak. Van God het jou ge-invite in sy bootjie vandag, hallelujah, om saam met hom die reis in te gaan, hallelujah. So God het ons ge-invite, hallelujah. God het ons geroep, hallelujah, om saam met ons te beweeg in die bootjie, hallelujah. So as God ons herder is, hallelujah, wie kan dan teen ons wees, hallelujah. Van hy is ons herder, hy gee ons die leiding, hallelujah. Is dit nie so nie, hallelujah? Psalm 23 sê, hy is ons herder, hallelujah. Ag, en ek het daarop in doodskade, as hy nog steeds is dit nie so gelukkig. Dit maak nie saak in wat se storm jy bevind nie. Maar God is a God that keeps his promises, hallelujah. Hy is nie 'n God wat sou lieg nie, hallelujah. Hy hou sy promises, hallelujah. En as ons vir die Here remind wanneer ons in 'n storm is en ons herken hom as ons Vader. Soos 'n seentjie, 'n dogter gehoorsaam is en wanneer hy seentjie of dogter in 'n probleem is, hallelujah, en hy hardloop na sy papa toe, of sy hardloop na sy mamma toe, hallelujah, van sy weet, hy weet, hallelujah, dat mamma en papa my sal red in die situasie. My ma, my pa sal vir my opstaan. Van my ma en my pa is lief vir my, hallelujah. En dit is wat ons moet onsself remind, hallelujah, dat God ons lief gehad het, nie omdat ons wat lief gehad. Ons het ons kindertjies lief, hallelujah. Hulle het nog ons geken van liefde nie, hallelujah. Maar toe hulle gebore is, hallelujah, het ons hulle reeds lief gehad. Hulle het nog nie sy liefde ontdek nie, hallelujah, maar ons het hulle bewaar. Want die Bybel sê, sy goedertierenheid, hallelujah, is nie elke oggend, hallelujah. So dit maak nie saak waar jy bevind het in lewe nie, hallelujah. Dit maak nie saak jou history nie, hallelujah. Maar God is in staat om jou te red, hallelujah. As jy net gehoorsaam is, hallelujah. As jy net laat staan en bely, hallelujah, gaan God jou red, hallelujah. As jy net uitroep, sal die Here jou storm stil maak. Dit maak nie saak, die dokter mag sê, het soveel dae oor, maar God is in staat om jou te genees. As jy net glo wat die woord van die Here sê, hallelujah. As jy net begin glo en jy daai geloof, hallelujah. Want ons kom kerk toe en ons noem onsself die gelowiges, hallelujah. As dit nie so nie, hallelujah. Die vrou wat in bloedvloeding gelede was vir 12 jaar in hy situasie, hallelujah. Daar is jou boetie, jou suster, in 12 jaar in drugs, in gedompel, baie keer van ons sê, as 'n sitter los, hy sal dit nie maak nie, hy is nou wie hy is, hallelujah. Maar die Bybel sê dat is God se genade dat ek is wie ek is. God se woord sê, dit is die genade van God dat ek is wie ek is. Baie keer moet ons genade oor ons boeties
oor ons ooms, oor ons anties spreek, wat nog in die wêreld is, halleluja, wat nog in 'n storm is. Hulle is 12 jaar vasgevange, halleluja. Hulle het daar gehoor van die woord van God, halleluja. Maar die Bybel sê dat ons is die lig in hierdie wêreld, halleluja. En dat ons nie ons lampies onder die mat en wegsteek nie, halleluja. Van die lig, wanneer die lig intree, gaan die duisternis outomaties vlug. Halleluja. So as God ons die lig gemaak het van hierdie wêreld, halleluja. En soos die vrou wat 12 jaar in bloedvloeiing gelei het, halleluja. En net uitgereik het en net gesê, as ek hom net kan. Sy het al alles gedraai in hierdie lewe, en daar draai ons ook alles, halleluja. Om ons boeties, om ons sissies te red uit hierdie wêreld, halleluja. Maar Jesus remind ons, hy sê, julle klein gelowiges, halleluja. Die Bybel sê vir ons, dat die disippels het ook uitgegaan, en hulle kon nie iemand genees of die duiwel uitdryf nie, halleluja. Maar Jesus sê vir sy disippels, julle klein gelowiges, halleluja. Die generasie sal nie die duiwel sal nie uitgedryf word deur vas en gebed. En dit is 'n promise wat Here ons gee, geliefdes. As God se woord die waarheid is, en Jesus gee ons opdrag om te vas en te bid, sodat die duiwels uitgedryf word, sodat die siekes genees word. Dit is 'n promise van die Here. En soos God se woord is, so sal dit wees. En as ons gehoorsaam is en ons bely, en ons vas en bid vir ons broers en ons susters, dan kan ons die Here remind en sê, Here, maar dit is 'n promise wat U gemaak het, halleluja. Wat U het gesê, dat ons moet vas, en dat ons moet bid. So dit maak nie saak vandag, en wat se boetjie, of wat se storm jou boetie, of jou sussie, of jou ankel, of jou tannie, of jou oom is nie, of jou ma, of jou pa is nie. Maar ons moet besef, dat ons soos Maria moet wees, halleluja. Halleluja. Wat by Jesus 'n plek se voete gaan vind, en buig voor God se aangesig, in die tye van ons storms, halleluja. Dat ons so 'n Maria gees in ons het, en buig voor God se voete en sê, Here, ek kom na U toe vandag, Here. Ek pleit by U, dat U moet genesing bring in die familie, halleluja. Dat U moet die bande breek, dat U moet die kettinge breek, halleluja. Soos U vir Paul en Silas, uit die tronk, uit die prison, sy kettinge gebreek het, Here. Buig en erken ek dat U God is van die onmoontlike, halleluja. Dat U dit sal moontlik maak, dat U die bande, die generasie, dus sal verbreek, halleluja. Is tyd dat ons moet vir die Here remind, dat U my geinvite in hierdie bootjie. Is nie deur ons dat ons vandag hier is, maar dis deur God, dat ons hier is. Vanuit ons 'n opdrag gegee, om hierdie pad saam met hom te stap, na ewige lewe toe, halleluja. En dat ons moet 'n liggie is. Want hy sê, gaan uit en gaan maak disippels van al die nasies, halleluja. En ons is die lig, van ons sê ons stem God, is dit nie so. Maar het op die punt gekom, dat die Bybel ook sê, dat ons ken hom met ons lippe, ons ken hom met ons monde, halleluja. Maar ons hart is ver. Die Bybel sê, as ons sê ons ken hom en ons het nie liefde nie, dan is ons alleen. Is dit nie so? En ons het liefde, ek hoor ons het liefde, halleluja. Moenie neerkyk op jou boetie of op jou sussie, halleluja. Kom ons vra vir die Here, dat God wil ons sal red, halleluja. En dat ons saam met hulle in die bootjie is, halleluja. Dat ons lief is vir hulle, en dat ons geloof
nie slaperend is nie, halleluja. Want die Bybel sê, waak en bid. Kom ons slaap nie in ons bootjies nie, halleluja. Want Jesus remind sy disciples, julle ongelowiges, julle kleingelowiges. Die woord is met julle. Ek is met julle, maar julle is nog steeds bang. Moenie bevrees nie, want ek is met julle. As God met ons is, wie kan teen ons is? Ons kan bendestorms deurgaan, halleluja. Dis versie wat ons dageliks lees, halleluja. Maar as daar 'n storm kom, halleluja, draai ons rug op ons Skepper, op ons Maker, halleluja. Dis tyd dat ons moet ons geloof wakker maak, halleluja. Want ons geloof wat ons het, dit is klein soos 'n mosterdsak, maar dit kan berge opweeg. Moenie jou geloof vir granted vat nie. Van die geloof wat jy in jou het, halleluja, is skerper as 'n tweesnydende sword, halleluja. Moenie jou geloof net so ligtelik vat nie, halleluja. Sê vir jouself, ek is 'n soldaat van die Here, halleluja. En ek dra my wapenrusting elke dag, halleluja. Ek het my borsbelt, my shield van geloof, halleluja. En ek staan op dit, halleluja. Wat elke die duivel na my toe bring, ek glo in dit wat God vir my gesê het, want dit is my shield, halleluja. Moenie jou geloof so ligtelik opvat nie, halleluja. Van jou geloof kan storms stil maak wat God vir jou gegee het. Ek herhaal dit weer, moenie jou geloof so ligtelik opvat. Van die geloof wat ons kry is van die gehoor van God se woord. En God se woord is die waarheid. God se woord is die lig. God se woord maak 'n weg waarin jy daar is nie 'n weg nie, halleluja. God se woord bring lig in die donkerte, halleluja. God se lig, God se woord bring lewe. God se woord herstel. God se woord herbou. Moenie jou geloof so ligtelik opvat nie, halleluja. Moenie wankel nie, halleluja. Moenie twyfel nie. Van my oë is gefestig waar my hulp vandaan afkom. En waaraf kom u se hulp dan? As u so gou twyfel as daar 'n storm kom. Remind uself dat ek is 'n kind van God. En my Vader gaan my deur die storm deur trek. Daar gaan storms op julle pad wees. Die Bybel sê dat die paaie, daar is nie net rose op die pad nie, halleluja, maar daar is horings, halleluja. Maar God is die lig om my horings uit die pad en weg te vat, halleluja. Maar ons moet glo en vertrou op ons God. Ek herhaal dit weer, moenie jou geloof wat jy het in Jesus Christus so ligtelik opvat. Van dit maak 'n weg, halleluja. Dit maak 'n weg. As ek maar net aan sy soem kan raak, halleluja. As ek maar net, halleluja. As jy na 'n situasie kom, as ek maar net, Jesus, ek bring alles na U toe, halleluja. Want U is die bewaarder van Israel. U slymer op Israel. U is met ons, halleluja. U is ons vertrooster, halleluja. U gee ons die krag vandag om weer eens te erken dat hy God is. Dit is deur die genade dat ons gered is, dat ek en U gered is, halleluja. Maar dit is tyd om die genade vir ons broeders, ons susters te vat in die wêreld en hulle te verkondig die woord van God. En die Bybel sê, dit is deur genade dat ons gered is, maar deur die geloof. En die geloof kom deur die gehoor. En dis wat die disciples gered het, is deur genade. Because hulle het gehoor die woord van God.
En dit het genade gekom. Dit het hulle hoop gegee. En dit is die hoop wat ons na ons broers en ons susters toe moet vat en sê, luister, daar is nog hoop. Hoop jy is geseën en jy sal 'n wonderlike dag hê. Amen. Ek het so daar by die tafel en ek die harde stem. So ek kan almal se hoor. Ek wil vanoggend by sy boodskap aansluit wat hy vir ons doen. Maar myne gaan nou is net 'n bietjie anders. Die tafel van die Here is vir my 'n oorwinningstafel. Die Here het gestaan sodat ek kan lewe en dit in oorsien. Maar vanoggend toe ek nou voorberei en ek soek daai vers in die Bybel in Nehemia. En toe ek my Bybel oopmaak, toe kry ek nou in my Bybel by Nehemia by die vers wat ek soek, my pa se doopsertifikaat. En as ek nou Nehemia vir ons lees, dit sê Nehemia 8 vers 11. Verder het hy vir hulle gesê, gaan eet, lekker spys en drink soet dranke, en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bevreesd nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Nou waar ek my pa se doopsertifikaat bydink, die dag as ons groot gedoop word, is dit 'n vreugdevolle dag vir ons, want dan die ou persoon sterf en 'n nuwe persoon word gebore. So dis nou net vir my bevestiging. My pa, 'n vreugdevolle dag in die lewe van my pa, is by die versie waar die Here sê, my beskutting in die Here, maar julle blydskap in die Here is julle beskutting. Beskutting, julle almal weet, beskutting beteken daai plek waar ek veilig voel, né? Daar waar ek beskerm word. Die beskerming van die Here is in my vreugde gedoen. En dan sluit die vers wat dan daarby insluit in die Nuwe Testament is Filippense 4 vers 4 sê. En ons het 'n liedjie ook wat ons sing oor die vers. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Filippense 4 vers 4. Nou, almal wat hier sit het probleme. Is niemand van ons wat kan sê, ek is nie bekommerd oor iets nie. Daar's iets wat my pla nie. Maar Habakuk se woorde, nogtans, al sal die vyand boom nie bot nie, nogtans sal ek juig en jubel in my Here. Ek wil vanoggend vir elkeen hier sê, al is jou probleem hoe groot, wees bly vanoggend, herstel jou vreugde in die Here, want dis deel van jou geloof. Nogtans, al weet ek nie waar van my huis se paaiement hoe my hoë water en ligte rekening hierdie maand betaal word nie. Nogtans sal ek juig en jubel in die Here. Al is my been baie seer, sal ek juig in die Here, want my ander been is nie seer nie. En ons moet besef dat ons beskerming in die Here vanoggend lê in ons blydskap, in ons vreugde. Daai eerste liefde wat jy ervaar het, toe jou iemand verlief geraak, jy so opgewonde, dis alwaar jy dink. Laat jou blydskap in die Here al wees waar jy dink. As jy 'n groot probleem het in jou lewe, sê vir daai probleem, my blydskap in die Here sal maak dat ek hierdie probleem sal oorwin. Want die Here, Filippense 4 vers 4, die Here vir ons die opdrag in vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeek met danksegging bekend word by God. Want dan volg daar belofte, en die belofte sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal in julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So ek wil hê ons moet vanoggend aan hierdie laaste versie vashou, en die vrede van God, wat jou verstand te bowe gaan, sal in julle inwees, as jy jou vreugde in die Here behou. Al nogtans, al gebeur wat met my, nogtans sal ek bly wees,
Nogtans sal ek juig in die hemel in die Here, want hy sal my die vrede gee. As ek vanavond my oë toemaak en ek moet slaap, sal ek rustig slaap. Ek sal môreoggend verfris wakker word, want my vreugde is in my Here, my beskutting deur my vreugde is in die Here, dat my goeie bewaar, my vashou, en nogtans, wat ook al gebeur, die Here sal my bewaar. Al klop hierdie hart nie meer so goed nie, nogtans gaan die Here my laat asemhaal, hom nog steeds laat klop hy bietjie stadig, maar die Here gaan hom nog steeds laat klop. Al werk my budget nie uit nie, die Here gaan my help, en die Here sal vir my voorsien en sorg. Ek wil vra dat jy asseblief elkeen sommer self sal kom, en vir julle hier kan kry, maar ek wil net eens van vir ons 'n gebed doen. Dankie liewe Here, dat ons vanoggend na u woord toe kan kom. Dankie liewe Here, dat u vir my gesterf het, en dat u vir my opgestaan het, sodat ek vanoggend kan lewe en dit in oorvloed. Ek vra dat u begin by my, en my vreugde in u sal herstel, my God, dat ek u vrede sal ervaar, sodat ek ook soos Habakuk kan sê, nogtans sal ek juig in die hemel, my Here. Maak nie saak wat op my pad kom nie, maak nie saak wat hierdie week vir my voorlê nie, my vreugde, my geloof is geanker op u, en ek weet dat u my gaan beskik deur enige iets wat gebeur in my lewe, is u daar. U het my in my moeder se skoot geweef, en niks kan my uit u hand uitruk nie. Gaan saam met elkeen van ons hier, my God, en help ons om